Goeiemôre, nice na kerk, so goed om hier by julle te wees. Ek sien dat die groepie so stadig aan besig is om by aan te sluit. Hallo Gerard, jy is vanoggend eerste hier by ons, lekker om jou te sien hier. En so stadig aan kan ek so vanoggend vir jou verduidelik dat hier in Nysna reën dit katte en honde. Dit is regtig baie lekker. En ons is baie dankbaar vir die reën. Hulle voorspel die hele dag 'n ernstige reënerige dag en ek hoop dat jy sommer vir die dag ook uitsien. Dis 'n nuwe week, dit is maandag en ja, ons het 'n goeie week wat voorlê. Ek en François self het 'n kort week wat voorlê. François trou die naweek mense van ons vorige gemeente in die Kaap en daarom gaan ons Kaap toe donderdag. So ons is tot Woensdag toe en dan kom ons volgende week weer terug. So 10:10 Vrydag, donderdag gaan jy dalk iewers, gaan ons dalk 'n oordenking voor opneem en dalk Vrydag is ons in die Kaap en dan gaan ons sommer uit die Kaap uit hierdie oordenking doen. Ek sien almal wat hier is vanoggend, is Wilma, Leonie, hallo Daniel, hallo Piet. Piet hier is lekker sopperig vanmôre, dit is inderdaad. Hallo tannie Veronica, Alexa wat hier so is goed om elkeen van julle te sien en dis goed om die dag so saam te begin. Nou vanoggend gesels ons oor die gawe van profesie en François het so mooi gedeelte daaroor gedeel Vrydag. Hy het gepraat van strome lewende water wat uit ons sal uitborrel en profesie wat beteken om uit te borrel en hoe ons lewe bring in ander se lewens deur die woorde wat binne in ons leef ook. En ek glo dat dit vir ons 'n woord vir vandag is ook, dat soos wat die reën daar buite val en soos wat fonteine wat vol word uitborrel, dat ons kan uitborrel met die lewe en die krag en die heling wat net die Gees kan gee. Hallo Koos en hallo Niels, ek sien julle is ook hier by ons vanoggend. Hallo Bennett. So as ons vanoggend gaan lees oor die gawe van profesie, dan is dit vir my amper maklik om dit te doen, want daar's 'n hele hoofstuk in die Bybel wat eintlik hieraan toegewy is. Dis die enigste gawe waaraan daar 'n hele hoofstuk gegee word. En dit vind ons in 1 Korintiërs hoofstuk 14. Nou ek gaan net so die eerste 4 verse saam met jou lees. Dit begin en sê, julle moet die liefde nastreef. So op die ouene gaan dit als oor liefde, nê. Lê julle toe op die gawes van die Gees. So in ander vertaling staan daar, berywer julle vir al die gawes van die Gees. So soek dit, jaag dit na, maar veral daarop om te profeteer. En dan word die gawe van ongewone tale en klanke, wat ons gaan môre nog oor profesie gesels en oormôre behoort ons oor die gawe van ongewone tale of klanke 'n bietjie daarop by stil te staan. Dit sê, lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. Iemand wat profeteer, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bou net homself op. Maar die een wat profeteer, bou die gemeente op. Nou as ek dit sien, dan sien ek dat selfs in die eerste gemeentes was daar hierdie nastreef na ongewone tale en klanke. En dan hoor ek Paulus sê, dis nie sleg nie, maar eintlik is die een waarop julle moet toelê is om te profeteer, om te kan profeteer onder mekaar. So vanoggend gaan ons net bietjie saam kyk na hoe die gawe van profesie gewerk het, spesifiek in Handelinge, wat dit is om te profeteer, en dan ook net so begin van 'n praktiese, hoe doen ek dit? Nou, ek wil begin en sê, baie van hierdie gawes, glo ek regtig funksioneer in ons lewens, sonder dat ons daarvan noodwendig bewus is, en sonder dat ons 'n label daarop hang. So, as jy vanoggend 'n wedergebore Christen is, en ek weet dat hier 'n klomp van julle is, wat met 'n toegewydheid hierdie oordenking saam luister, en dit sê vir my ietsie van 'n toewyding in jou verhouding met die Here, dat jy hom nastreef, dat jy werklik begeer om naby aan hom te leef, dan glo ek, die Gees het al so deur jou gewerk, maar net omdat jy nie hoendervleis gekry het, of 'n kol op jou maag gekry het, of wat ook al die geval mag wees, daarom het jy dalk gevoel, maar
Daarom dink jy, maar ek het dit dalk nog nooit, die Gees het nog nooit so deur my gewerk nie. En daar's 'n goeie kans dat die Gees wel al so deur jou gewerk het. Nou, as ek moet praat oor profesie, oor wat dit beteken, dan is dit eintlik die eenvoudigste verduideliking daarvoor, is 'n spesifieke boodskap op 'n spesifieke tyd vir spesifieke mens of mense wat van die Here afkom. Dalk het jy al in 'n geselskap gewees en iemand wat 'n kind van die Here is, het iets vir jou gesê en jou reaksie daarop was, "Sjoe, ek het nodig gehad om dit vandag te hoor. Sjoe, dit verander my perspektief baie." Sjoe, en die persoon het dalk nie gesê, "So sê die Here," en dan vir jou hierdie boodskap gegee nie, maar iewers het dit jou geestelik opgebou en versterk. Dan is jy bedien deur die gawe van profesie. Dalk het jy op die regte tyd iewers net die regte boodskap gekry, en ek wil sê die Gees ken ons so goed, om vir ons in ons eie taal, as ek dit so kan sê, 'n taal wat tot jou hart spreek, om so vir jou die regte boodskap te bring. Net in die week, en ek wil dit graag deel, het iemand gesê vir my, dat hulle stilte tyd gehou het, en is iemand wat ek dink redelik gereeld hierop inskakel, dalk net bietjie later in die dag luister. En sy sê sy het uit die Bybel uitgelees, en toe was daar 'n gedeelte wat vir haar ewe skielik uitgestaan het. Jy ken die gevoel wat wanneer jy Bybel lees en dan skielik is daar 'n stukkie wat jy dink, "Wow, ek moet hierdie vandag hoor." Maar sy het dit gehoor en dadelik gedink, hierdie is vir Inel bedoel. En toe het sy vir my die boodskap gestuur, die teks gestuur, glad nie geweet wat in my lewe aan die gebeur is nie, en vir my gesê, ek en toe nog 2 ander mense se name genoem wat op ons gebedsspan is. Bid vir jou hierdie, ons glo dat die Here nou vir jou hierdie op jou hart druk. En dit het my geestelik bemoedig en versterk en opgebou. En dit het 'n besonderse betekenis juis nou in my lewe. So, dis is net op die regte tyd die regte boodskap gewees. Dalk het jy al dit beleef, dalk het jy al anders so bedien, of dalk het jy dit in jou eie lewe, of dalk het iemand jou al so bemoedig en versterk. Nou, as ek na Paulus kyk, dan sien ek in Handelinge, dat Paulus ook op hierdie manier, dat die Here vir hom boodskappe gegee het, en daar kan ons ietsie leer uit die manier hoe God met hom gepraat het. Handelinge 22, vers 17 tot 18 vertel Paulus, dan sê hy, ek het na Jerusalem toe teruggegaan, en terwyl ek by die tempel besig was om te bid, het ek in geesvervoering geraak, en het die Here gesien wat vir my gesê het, maak gou en gaan dadelik uit Jerusalem weg, die mense hier sal nie aanvaar wat jy oor my getuig nie. So Paulus het daar 'n duidelike boodskap van die Here afgekry, waar hy kan sê, die Here het hierdie vir my gesê. Ons lees soortgelyke storie in Handelinge 18 vers 9. Een nag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê, moenie bang wees nie, hou aan met preek en moenie stil bly nie, want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Nou as ek dit lees en ek dink aan my eie verhouding met die Here, dan weet ek dat dit is vir my amper half moeilik om die goed so in kategorieë te plaas, om te sê, okay, as die Here so met my praat, dan is dit 'n woord van kennis, maar as die Here so met my praat, dan is dit 'n woord van wysheid, of dan is dit profesie. Wat ek net hoor by Paulus is, profesie gaan oor die opbou van die gemeente. Dit gaan daaroor dat ander opgebou word. En dan gee 1 Korintiërs 14 vers 3 vir ons hierdie riglyne, wat sê, iemand wat profeteer, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou, bemoedig en vertroos. So dalk het jy al 'n boodskap gekry, iemand het randomly na jou toe gekom in die checkers en vir jou gesê, ek het 'n boodskap van die Here vir jou, dalk het 'n vriend al vir jou gesê, ek voel ek moet hierdie vir jou sê, dalk hoe dit ook al gebeur het, dan is hierdie 3 merkers hoe ons dit kan toets. Ons gaan môre verder praat oor hoe ons hierdie woorde toets. Maar woorde van profesie, iemand wat profesie
praat woorde wat geestelik opbou, wat bemoedig en vertroos. Wat is geestelike opbou? Dis om jou aan te moedig om te groei, om vir jou te sê dat amper 'n uitnodiging te gee en hierdie uitnodiging moedig jou aan om nader aan Jesus te groei, om met 'n groter krag 'n getuie van hom te wees. Dan is daar ook bemoedigende woorde, moed inpraat. Nou as ek hoor bemoedigende woorde, dan dink ek aan ons wat soos die Springbokke Sondag gespeel het en ons sê, go boys, julle kan dit doen, gaan aan. Dis iemand wat dit in jou lewe doen, wat vir jou sê, goeie werk, gaan aan, hou moed op die pad, dalk selfs baie keer om jou aan te spoor om in beweging te kom, om te sê, neem die stap, doen dit, glo, gaan soontoe. Dis woorde van bemoediging, en ek glo dat die Gees so ons bemoedig deur woorde wat ons vir mekaar sê. En dan uiteindelik woorde van vertroosting. Het dit al gebeur met jou, dat iemand woorde van jou vir jou sê, en dis nie net gewone woorde nie, dit voel asof dit salf is wat op 'n seer plek gesit word. Dis woorde van vertroosting wat die Here vir ons gee. Ek wil hê jy moet hoor, want daar's 'n tendens om soms te dink dat hierdie profesie baie keer vir ons veroordeel, dat dit is om ons geheime sondes voor 'n hele gemeente op die lappe te sit, en dan voel jy nou so skuldig, of dat iemand voor op 'n kansel staan en sê, hier is iemand wat sy vrou verneuk, en ek glo nie dat die Gees ons veroordeel nie, maar juis kom om ons vry te spreek en ons aanspoor tot 'n dieper verhouding met Jesus. En daarom sal ek dit, glo ek nie, dat is ek baie skepties daaroor, as hierdie woorde veroordelend of negatief is. Dis eerder opbouend, bemoedigend en vertroostend. En dis waarvoor ek jou wil aanspoor vanoggend. Ek wil jou aanspoor om naby aan God te leef. Jy sien, as ons hierdie woord hoor, as jy hierdie woord hoor, bid ek dat as jy profetiese woord hoor, dat jy vrede sal beleef. Dis 'n manier hoe ons dit toets, dat dit jou lei tot vrede, dat dit jou nader aan God lei, en dat dit vir jou nuwe lewe sal gee. Ek wil afsluit met Johannes 10 van vers 3 tot 5, wat spesifiek gaan oor die stem van die Here, en hoe Jesus self ons verhouding met hom verduidelik het, aan die hand van hy wat 'n skaapwagter is, en ons wat skape is. Dan sê hy, die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Nou, ek glo, en ek sê dit baie keer, dat ek glo die Gees baie keer met ons praat, en ons kom dit nie op daai oomblik agter, dat dit die Gees is wat met ons praat nie, omdat dit deel raak van ons natuurlike net wees, soos wat ons nader aan God groei. Maar ek wil jou aanmoedig om die Gees se stem in jou lewe te leer ken. En vir my persoonlik is een van die beste maniere gewees om die Gees se stem in my lewe te leer ken, is om gehoorsaam te wees aan dit wat ek beleef. So, as die Gees so met my praat, gebeur dit op verskillende maniere, en vanoggend wil ek dit sommer net met jou deel. As partykeer sal ek besig wees om te preek, en die prediking is nie presies dieselfde as profesie nie. Ek dink die twee gaan baie keer saam, maar profesie is, glo ek, 'n bietjie anders as prediking, want prediking is baie keer 'n stuk lering wat 'n ou gee, of 'n verduideliking, selfs hierdie wat ek nou doen, is 'n stuk lering wat ek gee. Profesie is om te sê, ek voel, ek het 'n boodskap van die Here af. Nou, so 2 weke gelede, het ek byvoorbeeld 'n boodskap voorberei, en terwyl ek die boodskap voorberei het, toe beleef ek, die Here druk so op my hart, dat verhouding met hom nie 'n demokrasie is nie, dat ons nie vir mense, ons hoef nie, almal het nie die reg tot inspraak in ons lewe nie. Ons is nie 'n demokrasie nie, ons is 'n teokrasie. God het die grootste inspraak in ons lewe, hy sê vir ons wie ons is, hy is die regerder oor ons lewe.
Ons hoef nie al hierdie inspraak van buitekant af te kry nie, ons kan kies van wie af ons dit vat en van wie af ons dit los. En ek glo daai was 'n woord van profesie wat die Here vir my gegee het, terwyl ek besig was om te preek. Partykeer gebeur dit terwyl ek besig is om te preek, dat dit vir my voel die Here druk nou 'n boodskap op my hart wat ek nou moet sê, of om 'n spesifieke saak uit te lig, of om 'n spesifieke seer aan te spreek en 'n woord van vertroosting te gee oor daardie seer. Ander kere gebeur dit baie van my en die gawe van profesie spoor my aan om dit te doen wanneer ek bid vir ander gelowiges. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, ek begeer dit om die gawe van profesie te kan hê en te kan sien hoe dit funksioneer in my lewe, wil ek jou aanmoedig om te begin bid vir ander gelowiges. Want dis waaroor die gawe van profesie gaan, is om vir ander lief te wees. En dikwels dan, terwyl ek vir iemand anders besig is om te bid, voel ek maar hierdie ding druk op my hart, of hierdie waarheid, of hierdie openbaring, en dan gaan deel ek dit met daardie persoon, en so kom die gawe van profesie in werking. Ander kere gebeur dit ook met my, soos wat dit met Paulus gebeur het, dat ek al gevoel het, dat die Here in die nag, terwyl ek slaap, vir 'n boodskap op my hart druk, of 'n spesifieke, ek glo dat die Here soms met my praat, nie altyd nie elke aand nie, in drome, dit het eintlik nogal lanklaas gebeur, ek kan nie dink dat dit die afgelope jaar gebeur het nie, dalk 6 maande gebeur het nie, maar van tyd tot tyd beleef ek die Here met my praat in drome, en partykeer is daar 'n boodskap daarin vir iemand anders. Ek wil jou aanspoor om vir die Here te sê, Here, ek wil maak my oop hiervoor, dat U deur my opbou en vertroosting en versterking kan bring. Want uiteindelik gaan dit oor die opbou van die gemeente. Dis wat ons in 1 Korintiërs 14 lees. Uiteindelik gaan dit die kerk en die gemeenskap van gelowiges versterk, wanneer ons onsself meer en meer oopmaak om sy woord te hoor, om sy waarheid te hoor, ook oor ander se lewens. En wees gehoorsaam wanneer jy die boodskap kry, om dit dan ook te gaan deel. Mag jy 'n wonderlike geseënde maandag hê, mag jy beleef dat die Bybel praat baie keer oor die Gees wat soos 'n helende reën is, wat val, mag op hierdie heerlike dag, op hierdie reënerige dag, die Gees ook oor jou lewens wees, en mag dit oor jou reën. Mag jy geseënd wees.